Die familiealtaar, Bybel lees. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8 vers 36 tot 37. Boodskaplesing. Dit was Moses wat rustig geleef het nadat hy met Sipora, die dogter van die priester van Midian, getrou het. Terwyl hy eendag die skape aan die agterkant van die woestyn opgepas het, op 'n bekende ou pad waarop hy al baie geloop het, was Israel steeds in slawerny. Terwyl hy daar geloop het, het hy begin nadink oor sy lewe. Hierdie is nie my roeping as skaapwagter nie. God het my geroep om sy woord te verkondig. Hoe weet ek dat ek nie vanaand met 'n Moses praat wat in 'n staalfabriek werk of in 'n papierfabriek of ergens 'n vragmotor bestuur nie? Iemand wat deur God geroep is om siele te red, maar in plaas daarvan werk jy net om jou daaglikse brood te verdien, leef gemaklik terwyl duisende siele verlore gaan. Hoe weet ek dat ek nie met 'n man of vrou praat wat geroep is vir die sendingsveld nie, maar wat daardie roeping verruil het vir 'n stukkie brood? Kom tot jouself, dink na oor jou lewe. Wat gaan dit jou uiteindelik baat? Watter voordeel is daar as jy die hele wêreld wen, maar jou siel verloor? Dink na oor jou lewe. Toe Moses oor sy lewe begin nadink, het hy gesê, ek is 'n moordenaar, ek is 'n lafaard. God het my geroep om sy woord te verkondig. Ek is op 'n besondere manier gebore, ek is tussen die bissies weggesteek. Ek sal nooit my moeder se verhaal vergeet toe sy my vertel het dat God my geroep het nie. Ek het die boodskap in my hart gehad, maar ek het soveel menslike geleerdheid gehad dat ek probeer het om dit op my eie manier te doen. Tog is daar nog steeds 'n God, anders sou hy my lewe nie gespaar het nie. Terwyl Moses oor sy lewe nadink, kyk hy op en daar was die brandende braambos wat hom antwoord gegee het. Mag God genadig wees. Daar is vanaand ook 'n brandende braambos wat elke broer en suster wil antwoord wat wegbeweeg het van God se roeping. Dink na oor jou lewe. Die Heilige Gees is hier om siekes te genees en sy teenwoordigheid te bevestig deur tekens, wonders en wonderwerke. Baie van julle wou nog altyd ware Christene wees. Baie van julle het begeer om iets vir God te doen, maar julle het daardie roeping afgeskeep vir 'n wasgoedbak of vir 'n werk in 'n fabriek. Sommige van julle vroue behoort by die huis te wees saam met julle kinders en die Bybel vir hulle te lees. In plaas daarvan werk julle om 'n paar ekstra rand te verdien. Dit behoort nie so te wees nie. God het aan julle 'n belangrike taak gegee. Maak daardie kinders groot en leer hulle die dinge van God. Dit is die waarheid. Dink na oor jou lewe, vrou. Wat gaan daardie geld uiteindelik vir jou beteken? Dit sal jou niks baat nie, net soos Judas Iskariot se silwerstukke om niks gebaat het nie. Dink na oor jou lewe en rig jou voet na God se getuienisse, na die bloed van Christus, na sy genade en na sy uitnodiging. Soos ek oor my lewe nagedink het, het Dawid gesê, het ek my voete na u getuienisse gewend? Dit is wat ons ook behoort te doen. Dink na oor jou lewe terwyl jy jou pad stap. As I Fought on My Way, 14 Augustus 1959, deur William Marion Branham.